Het Tas sien hy. jy hom? Nou Nou sy sê reg, Johan. Nou sy reg, ja. Okay, uiteindelik. Great. Alright. Uh dan kan ons nou wegspring. Ek het eintlik aanvanklik voorbereiding gedoen, maar ek het toe verstaan eintlik van daai dat ons gaan praat oor selfoonfoto's en beoordeling van selfoonfoto's. Maar kom ons kyk of ons die ding kan kry dat hy kan werk. Ooh, nou moet ek sien, daar's hy. Okay. Right. Ek het 'n paar agendapunte hierop. My persoonlike ondervinding, my pad met fotografie en dan vrae wat ek gevra het vir myself en dan ook 'n proses van self ontdekking, process of self-discovery and process to become a literate photographer. Eintlik waar ek vry geraak het van al hierdie geraas om my. En nou praat ek van goed soos medaljes. Ek praat van hoeveel goud kan ek kry? Hoeveel rewards kan ek kry? En dan in die proses te ou bietjie verlore geraak. So terug na basics to discover your creative spirit. En dan start seeing beyond seeing. En dan die cornerstones of photography, composite and light. Kom nou. Goed, kom ons praat so 'n bietjie oor my experience en die redding wat ek gehad het, is ek het 2 boeke ontdek. Die een is nie in Suid-Afrika beskikbaar nie. En die ander ene is wel in Suid-Afrika beskikbaar. Die een is The Tao of Photography, TAW, en die ander een is The Essence of Photography. En uit hierdie 2 boeke uit het ek begin met hierdie persoonlike ondervinding met hierdie pad in fotografie in, want ek het by 'n T-aansluiting gekom en ek glo almal van julle al wat nou lank aan fotografie is, het ook hierdie ervaring gehad. Jy kom by 'n T-aansluiting en jy is so half op 'n plateau en jy weet nie watter kant toe wil jy gaan met jou fotografie nie. Soos ek daar sê, sometimes you feel like you're not getting anywhere with photography. You stress out about the fact that you can't get a good image. And then you start battling with salon acceptances. You work so hard and there's no salon acceptances. And then suddenly you can't understand why. Although you have good technical know-how, your images don't turn out the way you want them to be. And you feel your images lack the wow factor. It feels he's going 3 steps back and 1 step forward. Now, I'm not sure who of you had this feeling before. I just want to go back. Just a little bit of feedback from you all. Who experienced the same? Wie het dieselfde gevoel al beleef? Ek is op die oomblik is op daai stadium. Yep. Ekskuus, is dit nou met wie praat ek nou? Dis Albertino, op die oomblik. Is dit Tino? Albertino. Ja. Is jy by hierdie punt al, Tino? Ek is by die punt wat ek nou voel my foto's kom nêrens nie. Okay. So, kom ons praat 'n bietjie oor hierdie ding. En dan gaan kyk ons. Come on. Goed. Die eerste vraag wat ek ontdek het in hierdie boeke en wat ek myself begin afvra het is,
What is photography to you? Why do you make photographs? Why did you originally take an interest in making photographs? Was it a sheer curiosity with the medium? Was it a process of creating? Did you have that one photograph that after seeing it, your eyes were open? So, dit is persoonlike vrae wat 'n mens vir jouself moet afvraag om terug te gaan na basics toe. Wat is fotografie vir jou? And then we need to realize that just because you are knowledgeable about a certain field, it doesn't necessarily mean you are wise. And also it is important to know that knowledge and experience aren't necessarily the same thing. En ek wil weer sê hierso, important to know that knowledge and experience aren't necessarily the same. Knowledge that comes from experience is better than experience that comes from knowledge. So, net so 'n ou lesie. En nou moet ons verder gaan met hierdie saak van ons fotografie. Ons het met fotografie begin dat dit binne in onsself het ons hierdie gevoel gekry van daar's iets binne my wat kook en jou uitlaatklep was vat 'n kamera en gaan neem fotos. En as ons nou kyk na daai punt, no one asks you to set goals. Dis alles vir jouself. You will not be fired if you don't do it well. It's not a job. Not a work. Jy gaan nie gefire word as jy nie goed doen nie. En niemand vra vir jou om goals daar te stel nie. En dan belangrik, don't make photography a work. Moet dit nie 'n werk maak nie. Moet dit nie laat dit vir jou begin 'n las raak nie. En dan die volgende baie belangrike vraag. Are you in photography to impress someone? Are you looking for rewards or to be recognized? Are you caring more about likes and shares and extra, all these other things? So, that is a personal question and a personal answer. Do you want to impress someone? Are you looking for rewards or to be recognized? Persoonlike vrae, persoonlike antwoorde. Jy moet met jouself gaan sit en hierdie goed debatteer. Dan het ek in rooi gesit. Know thyself. Be sure that you know why you are creating anything and what your creations means to you. Always have a firm understanding of yourself as an artist and be sure you stay true to your original vision. Baie belangrik, gaan terug na jou roots toe, waar het jy begin? Be sure you stay true to your original vision. Ask yourself the hard questions so that you can stay grounded during your failures as well as your successes. En dan, baie belangrik, fotografie is veronderstel om lekker te wees. Dis lekker, dit moet fun wees. If you not having fun, why are you shooting anyway then? Don't shoot when it brings unnecessary stress upon yourself. Shoot because you enjoy it, because it connects you to people. Photography is a journey. Enjoy each step every day and don't hurry to get to your destination. So, wat is die boodskap hier? Geniet jou fotografie. Dis nie 'n werk nie. Gaan uit. Moenie druk op jouself sit nie. Gaan uit en geniet dit. En dan baie belangrik,
Fotografie is 'n reis. Moet dit nie probeer aframmel nie. Geniet jou reis in die fotografie wêreld. Photography is an inside-out process. Inspire first and then act. Of wat ons sê is, I've got a camera, so let me photograph. Ja, kom ons dink weer oor hierdie saak. It's all about what inside us. It's us trying to express ourselves through our images. Our photography is an extension of ourselves. If your feeling is authentic, the viewers will feel your feeling through your photos. Emotions trump logic. An emotionally engaging image can be better than a technical perfect image. And that's the essence of photography. If you feel inside emotional, you're sure what you take, then the viewers will also feel that same. Okay, so let's enjoy the process of taking an image. Let's find our expression, experiment, and get out of your comfort zone. If you have a great time taking photos, you'll eventually find a way to express yourself. In the end, when emotion meets technique, a photograph becomes worthy of seeing. And then, very important, baie belangrik, don't become an imitator of someone or an imitator of yourself. Herhaling in binne jouself met jou fotos is net so erg. And don't become an imitator of someone. Hoe hoor ons altyd hierdie goed? Dan kom daar 'n foto op, dan sê 'n klomp mense, "Jo, waar het jy hierdie foto geneem? Watse verstellings het jy gebruik? Wanneer was dit gewees?" En dan jaag hierdie mense na daai selfde plek toe en probeer dieselfde foto neem. In plaas van om te gaan sit en kyk, hoekom hierdie foto so 'n treffer is en evalueer hom 'n bietjie. Challenge yourself and free your creative spirit. You have to fail to get better. Liberated photographers, unconstricted awareness versus unliberated photographers, restricted awareness. Kom ons praat 'n bietjie oor dit. Want as jy jou senses gaan restrict en dan word jy 'n navolger van ander mense. En daar wil ek daarom net so 'n bietjie ook dan nou praat oor modelfotografie. Ons sien dit baie by die honneursbeoordeling dat daar hordes fotos deurkom, dan lyk dit amper of dit dieselfde fotograaf is met dieselfde toestande, met dieselfde goed op die kop, dieselfde klere aan. Die houding van die model is ook presies dieselfde. En dan vra jy jouself die vraag af, hierdie fotograaf, het hy sy eie kreatiwiteit gebruik? Of was dit dalk gewees dat hy daar gestaan het, die ligte is opgestel, hulle is klaar reggestel vir die beligting, die model sit daar en die persoon sê, stel jou kamera sy ISO op dit, en stel sy sluiterspoed op dit, en al daai tipe dinge, en jy neem net die foto. Eintlik word daar vir jou gesê wat jy doen. Wat is jy besig om te doen? Jy challenge nie jou eie creative spirit nie. Jy is 'n imitator of someone else spirit. Maar net 'n ligte opmerking. Goed. Hier's maar net 'n foto wat ek vir julle graag wil wys. Van 'n landskapfoto wat baie vroegoggend geneem is in die winter aan die Ooskus.
En eie sluiterspoed, self besluit hoe dit geneem gaan word, komposisie, vir my is dit 'n foto wat my raak. Daar's baie mense wat dalk nie van hom gaan hou nie, maar 'n mens kan nou gaan besluit wat is goed in die foto en wat is sleg in die foto vir jou. Alles, soos ek sê, is debatteerbaar. Niks is reg of niks is verkeerd nie. Kom ons gaan 'n bietjie na hierdie foto toe. Hierdie foto is François Roux se foto. En hoeveel mense het hom probeer namaak? Hierdie foto was baie suksesvol vir François Roux. Maar hoekom was die foto suksesvol vir François Roux? En dit was interessant geweest hoeveel mense probeer het om die foto te neem. Maar eintlik, wat 'n mens behoort te doen is, jy moet hierdie foto gaan probeer analiseer. En kyk wat maak hierdie foto 'n goeie foto. En ek het hier 'n klomp lyne gaan trek op die foto. Ek hoop julle kan dit sien. Tino, kan julle die lyne sien op die foto? Ons kan hulle ligweg sien, ja. Sulke ligblou streepies. Ja, jy moet mooi kyk, maar jy sien hulle. Ja. Nou, as jy gaan kyk, daai wit huisie links bo die kerkie op 'n baie sterk posisie en hy's baie helder in die foto, so hy trek onmiddellik jou aandag. Met die boontjies om hom. En dan hierdie heining wat afloop in hierdie pad op boontoe. 'n Baie sterk diagonale lyn met die pad en die heining. En dan die kleurbalans in die foto. So ek het die normale horisontale en vertikale lyne van die rule of thirds. En dan het ek ook die diagonale lyne getrek wat nou afloop daar na bo na die kerkie toe. En dit is hoekom hierdie komposisie fantasties is. So as 'n mens 'n goeie foto kry, gaan probeer hom analiseer, gaan probeer hom met die diagonale lyne en die lyne van rule of thirds, gaan analiseer hom en kyk na die kleurbalans en dan gaan jy leer, maar dis hoekom hierdie komposisie goed is en dan doen jy jou eie ding. Okay, the difference between a liberated photographer, unconstricted awareness versus unliberated photographer with a restricted awareness. Many photographers record only what is in front of the camera. No thought is given to interpretation. So, baie mense wat landskappe neem, hulle ry met 'n kar en dan sien hulle, hier's 'n ding, dan vlieg hulle uit die kar uit met die kamera en druk gou die knoppie en dan spring hulle weer terug in die kar. No thought is given to interpretation. For those who see photography as a creative and artistic option, the scene in front of you is a starting point for your journey. And then you get this remark from some bright people sometimes. You were in the right place at the right time. Sorry, meneer. Ek het die ding gaan beplan. Ek het hierdie ding gesien, maar ek het al 40 keer teruggekom om na hierdie ding te kom kyk. Dis nie 'n kwessie van right place at the right time nie. Ek het hom so beplan. Ek het hom gesien. You ignore the concept of personal interpretation. If you look at the scene as a starting point for your artistic statement, you give yourself the opportunity to expand and alter the scene. So don't hurry. Moenie haastig wees nie. Leef in die ding in. Begin stadig dat hierdie kreatiwiteit losraak binne jouself om binne in hierdie scene wat voor jou is in te gaan. Now you will start thinking
creatively. The major consideration in photography, composition and light. Waar is jy nou? Okay. Okay, light, ons weet almal, light is the beating heart of photography. Light can be gentle, dangerous, dreamlike, bare, living, dead, mystery, clear, hot and dark. So why then do most photographers limit themselves to shooting only to the so-called magic hours of morning and evening? Sure, magnificent sunrises and sunsets are awesome, but are they really the be-all and end-all of light? You should embrace light in all its forms, and not just when it is gloriously epic. To true master the art of photography, you must immerse yourself in light, subtler side as well. As photographers, our job is to understand light, anticipate it, and creatively apply its many forms and nuances. We like to say that we are chasing the light, but that implies we are chasing great light. What we really need to do is learn to bring light to life, no matter its quality or character. We're not chasing the light, we're revealing it. What's more, we're transforming it into art. No longer will you feel constrained by bad light, rather, you will be limited only by your imagination and creativity. So, kom ons probeer. En die uitdaging is, en ek het dit gaan self doen, ek het probeer om 11 uur in die oggend en 1 uur in die dag, en wanneer dit bewolkerig is en daar's dit diffused light, het ek my kamera nog steeds uitgehaal en ek het foto's geneem. Ja, baie van hulle slaag nie op salonne nie, maar wat maak het saak? Ek is besig om te eksperimenteer, en ek doen dit vir myself, en ek voel nie opgestres omdat die goed nie aanvaar word deur al wat beoordelaar is nie, maar party salonne doen hulle goed, ander salonne doen hulle baie sleg. So, dit is nie belangrik nie. Die belangrike ding is, waar jy eksperimenteer en jou creative spirits loslaat, om met jou kamera se fasiliteite te speel, in wat jy sien en wat jy voel. So, ons moet ons kreatiwiteit loskry. So maar net 'n backlight foto, wat ek geneem het in Chobe. Gesien, en dadelik my exposure afgestel na -4 toe, en die foto geneem. En moenie bang wees om met jou exposure rond te speel nie. Overexpose, gaan na +2, +3 toe, gaan kyk wat kry jy daar. Kom terug na -3 of -7 of gaan na -4 toe. Kyk wat kry jy, moenie bang wees nie. Daar's 'n delete knoppie, maar eksperimenteer met jou lig wat jy het. Dit is baie belangrik. Nog ene. Die ouetjie sit daar en eet 'n takkie met beligting van agteraf. Hierdie ene. Voeltjies wat op 'n tak gesit het, dit was reënerig, die dag was grou, en ek het eenvoudig net my exposure opgesit, totdat ek hierdie detail in die voorste voël kon kry, om beweging te illustreer. Baie mense hou daarvan,
Baie mense hou glad nie daarvan nie. En jy kan sien hoe die voëls dan nou wegvlieg in die agtergrond. Vir my is dit 'n mooi foto, daar's baie detail. Die agtergrond wat so helder is, pla my glad nie. Die mood in die foto, die pastelkleure is wat vir my belangrik is. Hier's weer 'n krokodil in die rivier. Ek het die exposure gaan opstel na +3 toe, want as jy op die normale verstelling skiet waar ons skiet, waar ons sê -0.3 of -0.7, want dis helder lig, ons moet die agtergrond donker kry, dan is hierdie krokodil se gesig pikswart, daar's niks van hom nie. Maar die oomblik toe ek na +4 toe gaan, toe kry ek die detail in hom. So, moenie bang wees om te eksperimenteer nie. En baie mense, baie beoordelaars gaan vir jou sê, hierdie agtergrond is heeltemal te lig. Dis hulle opinie. Ek weet ek het detail in hierdie krokodil gekry. Ek sal dit nie op 'n ander manier gekry het nie. Goed. So, light is your tool. Use it wisely. It's not the objects the camera see, it's the light levels. You must decide whether the light in the scene leads your eyes to where you would like the viewer's eyes to go. You can use processing tools to assist with the light. So baie belangrik, waar wil jy hê, die persoon wat jou foto's gaan bekyk, waar wil jy hê moet die oog gaan fokus? Baie belangrik. You have to recognize if the light is working with the compositional elements. So, die elemente in jou komposisie en die lig moet met mekaar saamwerk. Focus on your main subject and the relationship of the elements you're going to include in your composition. And eliminate problems in advance. So as jy na jou komposisie kyk, besluit wat wil jy uitsluit en wat se elemente wil jy insluit. Besluit dit vooraf, want dit maak dit net vir jou makliker in jou komposisie. En dan is die spreekwoord daar, keep it simple. Less is more. Goed, so, komposisie. Wat is komposisie? Visual elements and the principles of design. So, wat is die visual elements in 'n komposisie? Lines, shapes, form, dark and light, color balance, texture and shapes. And the principles of design, the principles combine the elements. Decide what to include and what to exclude. The point of interest, the balance, the visual weight of your composition, harmony, and the directional movement, visual flow through your composition. So, kom ons kyk 'n bietjie na hierdie foto. Dis deur 'n dame in Kaapstad geneem. Kyk dan die kleurbalans in die foto. Kyk na die vorms in die foto. Die pragtige blou en die geel, wat met mekaar speel. En die lyne in die foto. Maak hierdie foto absoluut 'n ongelooflike mooi foto. Is daar iemand wat wil hierdie foto bespreek met my? Klink nie so nie. Goed, kom ons kyk na hierdie swart en wit foto. Kyk mooi wat hier in hierdie foto gebeur. Daar's 'n ou teen die muur, die een muur is lig in die agtergrond. Ek weet nie of julle kan julle my muis sien? As ons kyk na hierdie ouetjie, wat hier jog, en die muur, die agtergrond, staan hy pragtig uit, met al die pragtige lyne,
en halfweerkaatsing voor in die foto. So, baie mooi straatfoto. Net weer die muis terugkry. Kom nou. Okay. So, photographic style cannot be taught or learned. Personal style comes with experience, intensive image making, self-expression, and experimentation. It's an evolutionary process that cannot be forced. Define your subjects and passion, the subject you like. Finding your own voice in your photographs means avoiding the customary and the predictable. Composition suggestions, necessary in the formative years, but to build your own style, you can bend the so-called rules. They talk about rules, there is no rules, but the tools that you use when you start your photography. So, don't be scared to experiment. Take risk. Dare to be different so that your innovation can break loose. Editing is essential to your growth as a photographic artist. You need to be a critical judge of your own work. And then very important, baie belangrik is, attend exhibitions, view prints, and study photographs of previous photographers. Learn and be inspired. Don't imitate. Surrealism versus impressionist versus minimalism versus traditional. So, gaan kyk 'n bietjie na surrealisme, impressionisme en minimalisme. En dan het daar 'n ou met die naam van Pete Turner gesê, a photographer's work is a given style by his personal vision. It's not simply technique, but the way he looks at life and the world around him. Nou ek het vir julle net so 'n paar fotootjies wat baie gebaseer is op minimalisme. Hierdie is 'n Belgiese fotograaf. Hy's baie suksesvol in die wêreld. Maar kyk na sy komposisie, kyk na sy kleurbalans. Ongelooflik mooi. En niks is in fokus nie. So, hoekom moet alle foto's altyd in fokus wees? Dis baie erg. Kyk na hierdie mooi komposisie. Kyk na die grys tone van grys en skielik is daar rooi en swart in die foto. Pragtige kleurbalans met die skerp bankie wat se lyn in die foto ingaan. Baie mooi. Oeps. Mans toilet kan ook mooi lyk. Kyk na die swart en wit blokke en kyk na die herhaling in die agtergrond. Regtig pragtige komposisie. Kyk na hierdie ene. Die straatlampie aan die regterkant en dan net hierdie 3 goedjies aan die linkerkant, maar met hulle kleur. En die kleur en die regs met die grys en die lampie met sy kurwe wat hy vorm met die lampie wat hang. Pragtig. Hier's meer surrealisme. Baie mooi foto. Dis ook van 'n fotograaf in Kaapstad. Kyk na die lyne, kyk na die kleurbalans en die komposisie. Pragtige kleurbalans in die foto, die wit en blou. Skakerings van blou en die skerp horisontale lyne. Pragtige komposisie, uitstekende foto. Weereens pragtig, dis minimalisme. Net die groen met die grys, pragtige kleurbalans.
Kyk die baie lyne, die teksture, en dan die ouetjie met die fiets, wat net op die regte plek in die foto geplaas is, en 'n wonderlike foto. Ekskuus. En dan kan ons bietjie gaan kyk. Cameron, fotograaf, vrou, kyk hoe sy haar beligting gebruik, en dis baie jare terug, met dit wat tot hulle beskikking was op daardie stadium in die fotografie wêreld, die toerusting. Ongelooflike mooi foto. Kyk die uitdrukking in die oë. En baie beoordelaars gaan nou sê, dis nie skerp nie. Kyk, die oë is nie skerp nie. Kyk die emosie in die foto. Pragtig. Nog eene van hulle. Ongelooflike mooi beligting. En kyk net die uitdrukking in die oë. Kyk die emosie in hierdie foto. Weereens, vertel 'n groot storie. Baie gaan nou sê, daai wit bekertjie daar aan die linkerkant trek jou aandag. Maar waar lê die impak in hierdie foto? Ou sien nie eens eintlik die koppie raak nie. Lê by die vrou se gesig en wat sy in haar arms het. Kyk hierdie foto. Pragtige aksiefoto, weerkaatsing, swart en wit. Baie mense gaan nou sê, daai gebou in die agtergrond is baie helder. Dit trek jou aandag af, maar dit is juist nodig, sodat hierdie model of die vrou wat hier in die lig spring, mooi uitstaan in die foto. So, waaroor kla jy oor die agtergrond? Weereens, kyk hierdie mooi foto. Nie 100% skerp nie, maar kyk die uitdrukking, kyk die emosie in die foto. En nou is die vraag, watter een is vir jou die beste? Pragtige foto, see-toneel. Lyk soos twee drake wat op mekaar afstorm. Michael Turnbloom, die foto geneem. Kyk sy beligting. Absoluut ongelooflik mooi. En dan hierdie foto, hy is vir $1 miljoen verkoop. In camera movement. Niks is skerp in hierdie foto, maar kyk die kleurbalans. Pragtig. So, ek hoop, dit is nou die einde van my slideshow. Ongelukkig vir hierdie tipe van goed het 'n ou so 'n bietjie langer tyd nodig. Maar ek hoop ek het 'n ding by julle gelaat, dat julle begin anders dink oor fotografie en wegkom van die klisjées van hierdie harde tegniese evaluering van fotos. Daar is sekere tye wat jy die harde tegniese evaluasie moet doen, waar jy nie kan by wegkom nie, maar daar is ook 'n ander wêreld, waar fotografie, die artistiese wêreld, ongelooflik kan bevredig. En soos julle hier voor julle sien, die foto, pragtige foto, en hy is vir $1 miljoen verkoop. So, dis my storie. Baie dankie, Johan. Ek weet by en 'n bietjie gesukkel met haar klank soos wat Sari begin het. Is jy daar vir? Ja, dis reg. Baie dankie, Jan. Ag, Jan, ons waardeer dit. Ons kan nou oorgaan na selfoon beoordeling. Is daar enige vrae van julle kant af, meneer Johan? Weet jy wat, ek sal net graag vir hom, ek was nie 'n vraag nie, maar 'n belangrike ding wat hy vir my vanaand aangeraak het, is dat jy nie jou journey moet rush nie. Dat jy jou journey, ek soek nou jou, tog wat jy in fotografie doen, moet jy
stadig doen en jy moet dit geniet. Dit was my ongelooflik. En dan ook die aspekte van uit fokus uit, of nie uit fokus uit nie, maar anders dink oor fotografie. Baie dankie, ek dink dit was uitstekend. Baie dankie. Ja, dis 'n waardevolle boodskap, sê maar Marie en Wynand. Ja, as ek net weer kan herhaal, en ek wil vanaand nou vir julle sê, ek is nie teen modelfotografie nie, maar indien jy 'n model workshop doen, maak seker dat jy jou eie kreatiwiteit in daai workshop doen. En eintlik wat 'n workshop beteken eintlik is, jy gaan om goed te leer. En as jy wegstap met 'n klomp foto's daar en daar's 30 ander fotograwe wat presies dieselfde foto's soos jy het. Persoonlik is ek baie jaloers op my eie kreatiwiteit. So ek gaan maak baie seker dat ek my eie ding gaan doen met my eie kreatiwiteit van hoe ek dit graag wil hê. Ek leer by hierdie groot mense wat fantastiese kennis het, maar ek is soos 'n spons. Ek luister wat hy sê en ek neem in, of sy. Ek neem in wat die persoon sê en ek sê, dankie, daai ding het ek nie geweet nie. Ek gaan huis toe en ek maak 'n punt dat ek dit in my bondering inkry. En dan daarna gaan doen ek my eie ding, my eie denke, my eie eksperimentering, om 'n ding daar te stel wat ek het van my eie. En daar's nie 60 of 100 ander mense wat presies dieselfde het nie. Johan, kan maar net die boodskappe lees. Daar's 'n hele paar wat hulle vir jou dankie sê. Ja, ek wil ook net vir Johan sê baie dankie vir jou entoesiasme en vir die rigting wat jy ons denke heen wil lei. Dit is baie interessant sessie wat ons met jou gehad het. Baie dankie vir jou tyd. Baie dankie. En baie dankie ook vir al die boodskappe. Diane, ons hoor jou nie. Ek sê ons kan maar begin met die selfoonfoto's. Okay, laat ek net ons goedjies klaarmaak. Want Johan gaan nou nie weg nie. Hy gaan maar net kyk wat Ja, ons nee, doen. ek verstaan. Okay, ons het laas by hierdie skyfie opgehou. Weer eens baie dankie Johan. Net so 'n paar goedjies voor ons nou na die selfoonfoto's toe gaan. Laas maand se 2 wenfoto's van Deidre en Louis. Wat interessant is, en hierdie een is die herfs aan die een kant en die groen aan die ander kant, change of season. Baie goed gedoen, Deidre. Okay, volgende klapaand is dan die 8ste April, watervervoer. En dan die selfoonfoto het ons nou 'n week vroeër geskuif na die 15de April, refleksie. En dan salonne, julle kan sien daar's 'n salon, so te sê, elke tweede week wat toemaak. Ondersteun hulle maar. Paar fotogeleenthede, Dalton, die manne wat dragster karre wil gaan afneem, is einde van die maand, neem aan die Sondag. En dan daar by Sandstone, daar's weer 'n byeenkoms die 17de tot die 20ste April. En dan is by Kailami 11de en die 12de April. Dan hier by Germiston Lake is die F1 powerboat racing. En dan sien ek iemand is braaf genoeg om hier in Nigel se ou stasies foto's te gaan afneem.
Pistorius stad. Dit is Nigel se treinstasie. As jy Google, sal jy sien dis net mirasies wat daar staan. En dan het ons vir Paula Rutherford wat julle uitnooi vir safari in die Kreerpark. As julle belangstel, asseblief kontak haar. Okay, en dan net vinnig, okay, hierdie is nou baie teenoor wat Johan nou genoem het, maar ek neem aan, dit is maar 'n riglyn vir jou salonfoto's, want die salonpunte werk maar van tot by 15, so ek het vir julle vanmôre gestuur en Nick het dit so 2 of 3 weke terug ook vir ons uitgewys. Ek het hierdie uit ons argiewe gaan haal wat dit kom van oorspronklik van François Roux af. En dan net bietjie vir julle uitwys. Ons sê altyd 8 is 'n goud en 'n 9 is 'n silwer of wat ook al, né? Ek wil net vir julle hier uitwys. Vir 'n 1 ster, hy kan 'n goud verdien met 'n 8, met 'n telling van 8, né? Maar 'n 2 ster, hy gaan 'n silwer kry vir daai selfe 8. En dan 'n 4 ster gaan 'n brons kry. So dit is hoe ons glyskaal werk en ons glyskaal stem saam met PSSA se hoe kan ek sê, se voorbeeld wat ons kan volg. En as jy kyk nou hier na die groot meesters, dis nou waar Pieter en Elsa is op die oomblik. Vir hulle om 'n Meriete verdien, moet hulle 11 en 'n 15 kry. Jammer, 'n 14 en 'n 15. So dit is nogal 'n groot taak daai om daai skoor in salon te kry. As jy daai skoor kry, het jy 'n medalje gewen. Nou ja. En dan gaan ons nou aan. So dis die einde van my praatjies. Ek sal hierdie ding vir julle stuur dat julle kan onthou van die fotogeleenthede. Is daar enige vrae van julle kant af? Okay, ek gaan net my goed hier reg kry. Want ek het omtrent 6 skermpies nodig. My polling ingegaan. Maar goed, ons gaan begin. Diane, jy het die lysie, né? Reg? Ek kan sien nog niks. Ja, ek sukkel nog hier om die goedjies te maak werk. Okay, daar gaan ons, daar spring ons weg. Dit is nou, die titel is Gestroopte Lappies Koninglande in Swellendam. Ek gaan hierdie dingetjie vir julle laat wys. Ek gee julle net so 15 sekondes, dan moet ek die polling wegvat en die berekening doen. Goed, waar gaan ons begin? Karen, kan jy vir ons 'n kommentaar gee op hierdie foto so lank? Goed, dit is 'n baie pragtige landskapfoto hierdie met baie mooi wolke. Alles is mooi in fokus. Die lyne lei mense oog te ver oor die veld heen. Dit sê vir dis in herfs. Dis 'n goeie foto, verdien 'n goeie punt, wel gedaan.
Dit was 'n 12 vir Sari, is 'n goud. Okay, ek gaan net vinnig vir julle wys. Okay, ek het nou hier gekry. So van daai foto was daarom nie te wyd nie. Ons het dit tussen 'n 10 en 'n 13 en die gemiddeld sit hierso by 11 en 'n 12. Die gemiddeld is 11,6 en toe maak ek dit 'n 12. Volgende foto. Disco Carousel. Pedro, Dis 'n baie mooi foto en die pilare aan die kant frame daai perdjie onsaglik mooi. En die perdjie is mooi in fokus en daar's soveel dit lyk asof dit net 'n lekker goeie tyd kan wees binne in die foto met die alkohol in die agtergrond en die klere. Dit laat my amper voel asof 'n mens in daai 1920s clubs gaan ingaan. So ek dink is 'n baie goeie foto. dankie. Ek mis een nou sê. Ek wil net sê hierdie fotokorte rampie, hoor. Wel dan, Gemma. Okay, so julle kan nou sien hoe lyk die skor daarso. Dis nou gemiddeld is hier by 11 en dan het ons een persoon. Ongelukkig kan ek nie sien wie die tellings gee nie. So kom ons eksperimenteer. Die persoon wat 'n 14 gegee het, kan ons 'n bietjie insette van jou kry. Ek sien net 'n 13. Net Nee, trek hom net 'n bietjie af. O, ek trek hom af, skus. Ekskuus, wie die 14 gegee? Karen. Ek kan nie sien nie. nee, was nie ek nie. O, okay. Hoe kyk die score 14? Okay, kom ons gaan aan. Okay, ek sal hierdie een vat. Is 'n pragtige foto. Ek hou van die agtergrond. Die kleure is baie mooi. Ek dink hierdie selfoonfoto kan jy gerus inskryf by die Camera Club. Hy sal baie goed doen daar. Ek wens hierdie foto is myne. Dis 'n vreeslike mooi foto. Hulle probeer definitief 'n nuwe tegniek hierso. Dis mooi. Pragtige pink. Skerp foto. En hy het 'n rampie om. Wat het nou hier gebeur? Dit is 'n goud vir Pieter. Baie geluk, Pieter. As ons nou hier kan weer kyk, sal julle sien daar's nou een baie wyd 'n 9 en die meerderheid is hier by 13. Tino, kan ons hoor wie 'n 9 geskor het? Ons is nie besig om sonnebokke te soek nie. Dit sou interessant wees om die persoon wat 9 gegee het om te hoor, wat was die motivering geweest of hoe is hierdie foto ervaar? Want dit is baie belangrik dat ons met mekaar praat. Dit is nie om
om te sê maar jy het nou verkeerd geskoor nie. Dit sal interessant wees dat die res van ons luister hoe jou ervaring was. Who gave a score of 9? Was it a mistake? Okay, obviously the person's not going to speak about it. Okay, kom ons gaan aan. Rotsformasie, Ons kan nie by Wat is- elke foto stop nie. Ons het 37 foto's. nee, ek sal net Okay. stop as ek een wye een sien. Okay. Rotsformasie is Arizona, Karen, Sorry, net gegaan hierso. Dit is weer 'n landskapfoto hierdie. Wat lekker is van hom is dat die hoë deel van die berg is nie in die middel nie, is meer na die linkerkant, so dit is nie lekker as 'n berg soos in die middel van 'n foto is nie, maar meer dit gee net meer proporsie aan die foto. Alles is mooi skerp, die kleure is mooi. Ja, daar's regtig niks fout met hierdie foto nie. Dis 'n goeie poging, is 'n baie goeie selfoonfoto wel gedoen. die goud van Nico. Kama Sutra in die venster. Pieter, Okay. Probleem hier is suiwer fokus. Nee, niks so skerp daarvan daai vliee wat besig is om plesiertjie te hê nie. Ideale linkerkantste deel links van die wit streep is ook onnodig. Dra nie by tot die foto nie. Die foto is meer gesetel op die twee vliee as dit vliee is en maar ongelukkig die fokus laat jou insteek. Verskoon die punt. Dit sal nou vinniger begin gaan hoor. Dis nou mooi, Tino. was dit Silvia vir Karen? Cloudy sunsets. Met Deidre. Ja, hierdie is my ontsaglike mooi foto. Jy het ontsaglike dramatiese wolke en dan het jy die pad wat jy oog lei en jou horisontaal of jou horison is nie heel in die middel nie. Ek is baie mal oor die foto. Ek sou gekyk het om hom dalk swart en wit te maak vir al met daai wolke. Ek dink dit sal net 'n groter vir meer dramatiese impak hê, maar baie mooi foto. Dis 'n goud vir Andri. Leeuwyfie. Dit is my weer, maar ek kan nou nie agterkom of my skerm is of wat nie, maar dit lyk of die leeu afgesny is. Kan julle net vir my sê of julle die leeu so sterk sien in die bene? Jou skerm is reg. Is my skerm reg? Okay. Ja, dis ongelukkig, die kropping was nie reg van hierdie leeu nie. Maar verder is dit tog nog 'n goeie foto as jy hom dalk net op 'n ander manier krop, dalk net die gesig inkry wat die oog meer na die gesig toe gaan. Maar ja, ongelukkig is Lonies nou nie hier vanaand met ons nie, maar as hy nou luister, dan gaan ek vir haar sê, Lonies is baie nie in fotografie nie. Jy moet altyd probeer om die hele voorwerp af te neem en niks af te sny nie. Maar ons almal weet Lonies het nou onlangs begin met fotografie en sy doen nie saam met ons nie. Sy bly in Mosselbaai. Sy's 'n veldgids
So sy kry die geleenthede om al hierdie leeu's en wilde diere af te neem nie, maar sy moet nog leer van fokus en van hoe om alles mooi skerp in 'n foto te kry. Maar ek sal met haar gesels hieroor. Kranskop, Terug by jou, Pieter. Okay, ek weet waar hierdie is, ek het al by hom verbygery. Wat die foto eintlik vir my bietjie maak is hierdie pad en die karre in die pad. So dis nie 'n suiwer landskap nie, dis die kraanskop wat agter die bosse is. Hier aan die linkerkantste bos is daar 'n wit uitfokus uit kool daar. Ek weet nie wat dit is nie. Mens kan hom copy en paste en hom toemaak, kan trek hy nie aandag nie. Maar verder is dit goed gesien, goeie komposisie, klere is goed. Ongelukkig in die slapbang in die middel van die dag. Maar jy kan nou nie daar langs die pad gaan staan en wag vir son onder en dan 'n beter foto neem nie. Soos jy seker die beste wat jy kon doen. Maar hy sou beter gelyk het in die laatmiddag of in die vroeë oggend. is 'n goud vir Estel. Amaryllis, Okay, dis vir jou, Karen. Okay. Hierdie amaryllis is die pragtigste blomme. Hulle maak die mooiste kleur. Die styfmeeldrade is vreeslik mooi, skerp en fokus. Die kleur is baie mooi vasgevang. Ongelukkig is die onderste blaar nie mooi in fokus nie en die buitekantste blare is bietjie afgesny. Maar ja, dit is 'n goeie poging. Wel gedaan. dankie. Blue Encounter, Ek vind nog wat fantasties. Eerste plek is dit baie moeilik om aandfotografie te doen en hier is dit perfek gedoen met 'n selfoon. Die water daar, dit lyk of dit dalk long exposure kon gewees het, maar shoot, dit is baie mooi. Hy verdien 'n goeie punt. Rampie. Ja, dalk 'n wit rampie omsit. Is dit? O ja, ek sien hom. Maar dit is baie mooi nie? Shoot. Dis regtig mooi. Marite Marite. vir Deidre. Perdeblom, Okay, Deidre, jy weet weer? Dit is 'n baie goeie makrofoto veral met 'n selfoon. Alles lyk vir my baie mooi in detail en jy die druppeltjies op die stem en alles. Ek dink dit is 'n baie goeie foto. Ek hoop jy het jou kamera naby hand gehad met 'n makrolens om hierdie af te neem. Ek dink dit sal 'n besonderse foto wees. Dalk net 'n klein bietjie van bo af krap en van onder laat jammer, ek weet nou nie wat die ding genoem word in Afrikaans nie, maar laat jou onderwerp 'n bietjie meer prominent is in jou foto. Baie skerp foto hierdie. Baie mooi. dis Marite vir Wynand. Mandela, Okay, Pieter. Dit score. Ja, dis 'n besonderse manier om 'n foto uit te beeld met hierdie iemand wat baie slim gewees om dit so te maak. Ek hou van die swart, heeltemal swart voor en dan die donkergrys agter. Goeie komposisie, hy skerp en dit weet soos ek gesê het, ek hou van die manier wat hierdie beeld uitgebeeld is. Dit is nogal slim gedoen. Hy het nie 'n rampie nodig nie want dit is grys teen swart, so dis okay.
Pieter, maar hierdie is wat van daai kunswerk, ander mense se kunswerk. Die werk hier. Ja, jy's reg. Ehm jy is heeltemal reg. Okay, dis nou besluit wat ons almal saam moet neem. Is dit ander mense se kunswerk, gaan ons hom afskiet daaroor of gaan ons die meriete van die foto beoordeel? Kyk, Marie splinter nie by ons nie. Ons gee vir haar die meriete. Wat sy dalk nie weet nie, ons neem nie ander mense se kuns af nie. Tensy jy dit nou jou eie maak, jy moet nou iets gedoen het daar, 'n roos gesit het of iets, iemand laat staan het. Iemand laat staan net daarso, ja. Ja, Dan kan ek nou net iets vra, want ja. daai foto wat Johan gewys het van die muur met die blou en die geel en die goeters, né? Ek meen as iemand 'n muur afgeneem het, daai muur, iemand anders het daai muur so geverf. Dit was nie die fotograaf nie. So wat verskil dit dan nou eintlik van om hierdie af te neem? Ek meen, dis al twee iemand anders se werk gewees. Nee, jy is heeltemal reg daar, Ingrid. Jy's Johan, reg. ek weet nie of jy hom wil antwoord nie. Is Johan nog by ons? Ek het kan ek sê wat het ek gewonder of die anders deel wat sy bygesit het, die landskap agter, of dit nie dan haar deel by is by die kunswerk nie. Dis nie net 'n kunswerk nie. Ek voel ook Maurice is vir my meer haar eie ding as wat daai ander muur ding sy eie ding was. Kan ek iets sê vir die muur ding? Die muur ding dit was 'n hele muur en iemand van daai persoon wat daai afgeneem het daai spesifieke area raak gesien en 'n stukkie van dit afgeneem. Hy het nie dit was nie 'n kunswerk wat iemand gevry het en dit is afgeneem nie. Dis 'n stukkie wat iemand afgeneem het en daai stukkie raak gesien het. Dit is nie 'n kunswerk nie. Kom ons Ja, doen dis dit baie dan Ek sê. kom met jou, Karen. Diane, ekskuus, kan Ja. ek Asseblief. dit is sekerlik so dat dit is 'n foto van 'n ander persoon se kunswerk. In hierdie spesifieke geval dink ek net as jy kyk in die agtergrond, dis 'n landskap in die agtergrond, daar's huise, daar's wolke en dan is hy swart en wit is hierdie foto gemaak. Wat heeltemal 'n ander impak vir my gee. So ek dink nie die definisie van is 'n ander persoon se kunswerk en jy kan dit nie so afneem soos wat hy hier aangebied is nie, want daar is wolke in 'n landskap in die agtergrond. Daar's iets wat hierdie persoon of hierdie fotograaf gedoen het en hy het hom swart en wit gemaak. So in hierdie spesifieke geval dink ek is daar meriete in dat die fotograaf ook iets bygedra het tot wat ons hierso sien. En die muur waarvan hulle praat? Die muur wat jy gewys het, een van jou foto's, Johan. Okay, kom ons gaan maar aan. Jammer, Marie. Mio para Nali. Wat? Okay, dit is vir Karen hierheen. Seker paraphernalia. Seker wat dit is. Zoiets, ja. Ekskuus dat ek gou Bybeware. dit is baie mooi kleurvol. Dit lyk soos perde se paraphernalia. Goeders wat mense seker dra as hulle perd ry. Dis baie mooi kleurvol. Iemand het dit raak gesien en dit het hulle oog gevang en goeders wat ordinêr in 'n winkel hang het hulle raak gesien as pragtig en die oog gevang. Dit is baie mooi raak gesien. Wel gedaan. Dis patrone, dis kleure en dit is herhaling van patrone en dit is in 'n spesifieke volgorde. Okay, hierdie persoon ry perde, so maar hierdie is in 'n perdewinkel wat klere verkoop vir ruiters afgeneem. Ja, dis 'n goud netjies. pyjama. Nice, Gemma.
stil lewe Protea. Okay, that's what Deidre. Deidre, I think you muted. Oh, hier praat ek met myself. Okay. Ek gaan weer oor begin. Dit is 'n baie mooi foto van die Protea. Ek dink die feit dat die Protea se klere bietjie dowwer gemaak is, skep 'n tipe van 'n oudtydse gevoel en met die wit rok. Dit lyk amper soos 'n trourok wat dit is. Onsaglik mooi konsep. Die enigste ding waarna ek sou gekyk het is na die rooi boek. Rooi is 'n baie dominante kleur, so trek baie vinnig aandag. En ek sou die foto aan die regterkant waar die boek is net 'n bietjie meer gekrop het en definitief daai rooi net 'n bietjie sagter maak. Dankie, Deidre. Oh, Gert Versari. kartels. Hierdie foto is baie goed gesien, hè? Al hierdie karteltjies en patroontjies en die kleure is baie mooi, die groen en die pink en die rooi en dit is 'n verskriklike mooi foto met die waterdruppeltjies op. Ek glo vas dit is reendruppels en nie net wat dit opgespuit is nie. Dit is my baie mooi foto. Die karteltjies is my baie mooi. En die foto is baie skerp en uit 'n rampie. Is silwer vir Pieter. Abandoned old boat and building. Lie terug gaan hom toe, Diane. Yes, reg. Ek is te vinnig. Gaan aan. Abandoned old boat and building. Ek wil net vir julle herinner, ons tema in April is bote, so onthou daarvan. Okay, Pieter. Ek hou van die tekstuur in hierdie foto, hierdie skuur aan die regterkant met sy reg aflyne en dan die ou boot wat hier so voor lê. En dan het ons nog die voorgrond is mooi en dan het ons nog 'n stukkie agtergrond ook daar met die geboue waar die son op skyn. So als en als werk mooi saam hierso en dan jy die bietjie wolke daarbo in die lug. Maar hierdie is goed gesien en goed uitgevoer. Mooi Nico. Ja, dit lyk amper nie soos 'n selfoonfoto nie, dit lyk soos 'n kamera. Nee. Mooi, Nico. Street food. Okay, Deidre, you love to take this one. Okay, dit is 'n straatfoto. 'n Mens kan sien hoe hierdie man net op sy taak fokus om vir mense kos te gee. En die man daar aan die agterkant wat ook vir jou kyk en sien wat gaan hier aan. Ek dink 'n baie goeie foto, dink 'n baie mooi foto. Een ding wat ek dalk sal voorstel is kom bietjie laer af met jou foon dat jy meer velle in hulle oë kyk en nie van bo af afneem nie. Ja, is die enigste ding wat ek kan voorstel met die foto. Dankie. Goud vir Karen. Sunrise ride. Dit lyk of dit my weer kan wees. Okay. Net stem. Is 'n baie goeie tyd van die dag om 'n foto te neem, nê? En die tannie, is dit 'n tannie? Die voorwerp is baie mooi geplaas en daar's 'n lyne wat jou oog uitvat tot daar naby die son. Dit is baie goed gedoen. Ek dink is 'n baie goeie foto. En uit 'n rampie om. En bonus omdat hulle so vroeg opstaan. O, ja. Is dit jou maatjie, Andri?
Is goud. Verander nie. My King. Okay, Pieter. Okay. Hierdie is heel goed en interessant. Ek wonder of hy nie oversharpened is nie. Maar net my persoonlike mening. Sy oë is skerp, maar die res van die gesig lyk vir my bietjie te skerp, asof hy skerper gemaak is. Soos ek sê, persoonlike mening. Ehm die komposisie is goed, kleure is goed. Ja, maar dis daai ietsie wat my pla, maar soos ek sê, dit is 'n die ding is 'n regtig oulike foto. Tyd vir Lunies, maar hy is definitief geoversharpen. Rory. Karen. Dit is 'n baie pragtige foto van die kat hierso. Daai oë is absoluut fantasties skerp. Ek weet nie as hoe neem mense 'n kat se oë so skerp af nie. Dit is beautiful. Wel gedaan. Baie goeie poging. Ek wag nog net vir een of twee scores. Hierdie kat lyk so hartseer. Is dit Marita vir Estelle? Mooi, Estelle. Color on Me. Deedrey. Ek dink hierdie is 'n baie oulike foto van die jong dame. Sy was duidelik in 'n color run gewees met die klere en haar hare en alles. Die een ding wat ek net sal sê is kyk net na haar hand aan my regterkant. Hy's net 'n bietjie te naby aan die hand gekrop, maar verder is dit 'n baie mooi foto van haar. So, goud vir Louis. Early Morning Twist. Ek neem dit my weet. Nog net die score sheet. Dis nie iets wat jy alle dag sien nie. Die gebou is iets besonders. Ek dink een of ander tyd is daar 'n salon wat argitektuur as 'n kategorie het, probeer dit daar inskryf. Dit is baie goed gedoen en gesien ook baie vroeg in die oggend afgeneem met die blou lig agter en dis nogal skerp oralste, baie goed gedoen. Speel geluk. Kan maar seker rampie omgesit het, maar omdat die blou lig nou so goed is, maak dit seker nie saak nie. So Marita vir Deedrey. Wolfberg Arch. Pieter. Ja, hierdie is 'n baie bekende landmerk. Baie mooi detail in die rotse hierso. Mooi bietjie wolk daar agter. Sou dit nie oulik gewees het as daar nou twee mense gestaan het en weggekyk het in die verte in die. Hy's ook in die middel van die dag afgeneem. Dit is bietjie jammer. Landskappe lyk gewoonlik beter as dit vroeg of laat is. En dan hierso links lyk dit op daar gesig is. Daar's 'n oog en daar's 'n mond en daar's 'n ken en als is nogal heel interessant. Nee, boontoe, waar's jou muis? Nee, wie se muis? Nee, hierso, links, heel links. Ja, Daar's die ja. oog. Daar's die Ja, oog, ja. Daar's die Nee. oog. En daar's die mond, yes. Ja, daar's die tande. Daar's die voorkoppe. Dis Dis 'n oulik. renoster. Dis Renoster, vreeslik ja. oulik. Ja, baie mooi skerp, baie mooi detail. Alles is perfek.
net 'n bietjie 1 punt ekstra sou gewees het as daar net 'n bietjie lewe in die ding was. Maar soos hy hierso is, baie mooi. Pragtig. Ek weet nou nie wat gaan nou hier nie. 1 7 6 1. Hierdie is nogal 'n stap tog om daar uit te kom. So as jy al die moeite gedoen het om daar uit te kom, dan moes jy meer as 1 gewees het. So ek kry iemand met 'n rooi baadjie om daar te gaan sit op die klip en jy te wen. Nogal 'n 1 ster ook, very nice. Marite Mooi. Verwynand. Ek en my toys. Ja, dis die laaste een in die oop afdeling. Wie se beurt is dit? Karen? Dis jammer ons kan nie die hondjie se oogies sien nie. Dis net daai een stukkie oog wat uitsteek. Maar dit is 'n pragtige fotootjie. Dis 'n memory van hierdie hondjie. Lyk of hy net 'n haarsny gehad het. Sy haartjies is so mooi gesny, sy hare by sy oogies. Maar dis is alles mooi in fokus. Die diertjies, sy speelgoedjies is mooi in fokus. Alles is mooi kleure, is helder. Geen probleme nie. En Marite Kan vir sien, die word baie bederf. Mooi Marie, 11. Sjoe. ek sê dit was dan die ope. Tema was vetplante. Plakkie plesier. Okay, Deetrey. Dis 'n baie mooi foto. Ek dink dit was baie goed om die vetplantjie op die glasie te sit en jy weet dit gooi net jou aandag soontoe en die pink is ook mooi. Ek weet nie of dit net op my skerm is nie, maar heel bo daar op die blommetjie self, die blommetjie lyk 'n klein bietjie uit fokus uit, maar dit was ook met 'n selfoon geneem. So vir 'n selfoonfoto is dit baie mooi. Ek hoop hulle het hierdie vetplant gaan terugplant. Is daai wit kolletjie op my skerm of is hy daar? Onder die blom. Nee, dit is 'n wit Jy sien op die kolletjie. skerm. Tino sê is 'n wit kolletjie en jy sê dis die skerm. Ek sien is 'n wit kolletjie. Ja, ek sien hom. Ek sien waarvan jy praat, Pieter. Okay. As ek dit kan sien, kan iemand anders ook sien. Definitief kan ek dit sien. Geen 4 tot 21. Ek pleit onskuldig. Doreen het gesê sit die ding in. Dis my weet om te praat. Om net 'n skoor gee. Wel is goed gesien in elk geval. Die groen kleur en dit is 'n vetplant. Ons kan nie daarby verbykom nie. Dit is heel oulik in die jy het seker nie aan die ding gewerk nie. Jy het hom seker maar net afgeneem want dit lyk so of jy dalk 'n brush kon gebruik het daar by die Photoshop agter hom, onder hom. Maar ja, ek dink is verskriklik oulik. So dit is goed om dit so iets af te neem. Dit gee 'n ander perspektief. So 10 vir Pieter. Woodpecker hole in cactus plant. Kan ons begin weer by Pieter en dan gaan ons oor. Hier is iets interessants by 'n landskap. Die woodpecker holes in hierdie plant en dan het ons die landskap daar agter. Hoekom hamer ek altyd hier op, maar dit lyk of dit weer in die middel van die dag afgeneem is. Daar is 'n bietjie wolke daar agter. Maar die plant hiervoor is die point of interest en dit maak die foto. Hy's op die 3de geplaas, so dit die komposisie is reg, kleure is reg. Goed gesien. Ja, gedaan Nico.
So goud van Nico. Die plantjie op my stoep. Karen, Nee, ek kan nie hierdie een doen nie. o, okay, 'n Deidre? So jammer, ek kan nou nie die name sien nie. Dis 'n baie mooi foto. Jy kan die haartjies van die plantjies sien, die druppeltjies is alles mooi en dit gee net by tot die vet plantjie. Mens kan 'n deel van die pot sien. Dit is ook oulik. Die enigste ding is die blaartjies is onder 'n bietjie gesny, maar weer eens ek kan wees om hulle wegkry onder 'n pot. So is nie doodseker nie, maar ek dink dit is 'n baie mooi foto. Die goud vir Karen. Vetplantjie, woestynroos. Karen, kan jy nou praat? Ja, dit is 'n baie mooi. Ek love hierdie rock roses. Hulle is sulke mooi blomme en hulle groei so met min aandag. Dit is regtig pragtig. Die kleure, verskillende skakerings van groen tot ligpink, persklerige kleur en die manier wat hy geëdit is met die donker op die op die hoeke, dis regtig baie mooi gedoen. Ek love hierdie foto. Dit is so mooi. Marita vir Andri. Ja, Andri. Vetplant. Ja, jy kan sien, 'n beginner het hierdie foto geneem. Dit is verkeerde tyd van die dag en die foto is bietjie baie besig. Maar dit is nie 'n slegte foto nie. Ek hou van hierdie wit klippe. Maar ek sou hom definitief 'n bietjie minder so bright gemaak het. Daar is maniere om dit te kan doen. Maar ja, ek sou dalk aan die regterkant dalk meer gekrop het. Maar dit is wat dit is. Goud vir Lounus. Succulent grit. Ek kan begin weer by Pieter. Ek dink hierdie is 'n baie mooi. Ek hou van die beligting op hierdie vetplant. Hy's in sy pot daarso, hy staan op die hout. Enigste ding wat my miskien bietjie pla is hierdie groot oopie bo. Hy kan miskien 'n end afgekrop word bo. Want daai boonste, my skerm bietjie lig. Daai boonste dra nie juis by nie. Maar hierdie beligting op hierdie vetplant hier onder is absoluut uitstekend. So ek dink net ek sou hom so bietjie bo afgekrop het. Maar baie mooi. So En Marita hy vir verdien sy meriete. Mooi Lucia. vetplant. Karen. Nou, hierdie vetplantjies, ek het so baie van dit in my tuin. Hierdie goedjies groei so maklik. En dit is so mooi blommetjie. Ek het actually nou die dag het ek van hierdie blommetjies gepluk en dit gevries en dit afgeneem. Weet julle hoe mooi het dit gelyk? Julle kan dit gerus probeer. Dit is regtig mooi. Hierdie foto is baie pragtig. Het goeie beligting. Dit lyk of dit 'n bewolkte dag was. Regtig mooi gedoen. Hy kon 'n bietjie meer afgekrop gewees het hierso aan die regterkant. Miskien meer speel met die kleure 'n bietjie. Haal 'n bietjie meer van die groen uit, haal 'n bietjie meer van die pink uit met die editing proses en dan sal dit die foto net soveel skerper en mooier maak. Maar dit is regtig 'n goeie foto, maar jy kan hom baie mooier maak, stel. Jy kan my bel en sal ek jou help om hierdie foto
mooier te maak. Dit is 'n goeie foto. Dankie. Color in the garden. Deidre? Hierdie is 'n baie kleurvolle foto. Daai rooi spring net so met die rooi en die groen spring net so uit in die foto en dit is mooi komplementerende kleure teenoor mekaar. Die enigste ding is jy het 'n bietjie van die plant afgekrop. Ek sou hom dalk net 'n bietjie meer neergegaan het jy meer van jou plant sien dat sy blaartjies nie gekrop is nie en ook net 'n bietjie afverkom op soos amper op jou hurke gaan sit en neem en nie so top down neem nie, maar verder baie mooi plant, baie mooi foto. Love it. So goud vir Louis. Leopard flower. My weet. Wat 'n pragtige blomme, kan seker hele aand na hom kyk. Pragtige kleure, pragtige patrone. En 'n sens wat jy elke dag sien nie, hierdie is definitief 'n gesogte plant. Hy's baie goed gehanteer, die diepte van veld is nou nie daar nie, maar verder lyk hy baie mooi. Mooi afgerond. Ja, nee, ek hou baie van hierdie plant. Wens dit was myne. Skerp, skerp. En dalk 'n wit randjies ook gehelp het. Nice, Gemma. Marita vir Gemma. Hello love. Begin weer by Pieter. Nou 'n goeie idee om hom in wit en swart om te skakel. Die conversion is redelik goed. Jy het jou witte en jy het jou swarte. Die middelpunt is daar waar alles bymekaar kom. Daar's dit redelik skerp. Ek sou net, hy het nie 'n rampie om nie, so asseblief sit 'n rampie om. Hierdie is 'n goeie plan gewees om hom wit en swart te maak. Want as hy in groen was, as hy maar net weer soos 'n ander een gelyk, jy weet, maar hierdie is nou iets heeltemal anders. Baie goed gedoen. Rampie net asseblief. Marita vir Deidre. Deidre, die dit is succulents en vieren. Weet jy, nee nie eintlik nie. Dis te koud hierso. Ek het al 2 spekboompies gekry en albei het al dood gegaan, so. Nee, hierdie was in Suid-Afrika geneem. Ja, hierdie is 'n baie ou foto. Okay. Meksikaanse hoed. Dis Karen. Dit is 'n baie pragtige vet plantjie hierdie. Ek love daai klein plantjies wat so op edges groei. Die lemmetjie groen is vreeslik mooi. Die verskillende skakerings van groen en geel is baie treffend. Die beligting van onder af is baie interessant. Dis net 'n jammerte dat die bokant bietjie donker is. Want hierdie plant het die potensiaal, hierdie foto het die potensiaal om verskriklik mooi te wees. Byna jy moet kyk of jy bietjie meer weer aan hierdie foto kan werk en kyk of jy bietjie meer beligting daar aan die bokant kan sit en kyk of jy ietsie daar kan regkry met dit, want dit is 'n regtig 'n pragtige foto hierdie hoor. Regtig mooi. Veel geluk. Dankie. Skerp. Net dit ry. En dis ook die laaste foto vir die aand. Ek dink hierdie was baie goed gedoen met die lig wat van agter af kom. Dit wys daai punte so mooi. Die krap pla my nie soveel nie, want die fokus is, die plant is so mooi in fokus en hy vat amper die hele foto op. Die raam is dalk vir my net 'n klein bietjie
te dik, hy vat 'n klein bietjie weg, net vir my, ek kan ook verkeerd wees, maar verder dink ek hierdie is 'n fenominale foto. Dis 'n Marite vir Marie. So dis die laaste. Ek gaan net my werk gou save. Dit gaan ek julle help. Ek wil net sê, ons het 37 selfoonfoto's gehad. Daar was 'n tyd dat Brandpunt nie eens op hulle klap aan 37 foto's gehad het nie. So ons is baie dit is goed as ons so baie uitbrei. En nooit sou ons geglo het ons sou 37 selfoonfoto's gehad het nie. Okay, so ons het maar aan die begin gevra die wat wyd was, maar ek het gesien ons gaan nie antwoorde kry nie. So ek het dit maar gelos. Okay, so is Pieter se Dahlia. Die Baie wenfoto geluk. is. Yay. En dan Ja, dit geluk Pieter, daai Dahlia is pragtig. Well done. Okay, Ja, dankie. daai foto is mooi. En dan was dit die Wolfberg tweede en Cloudy Sunset. Mooi, Wynand, tweede. Andri derde. Dankie. Sjoe. Goed gedoen, Wynand. Ja, maar dit is iets wat jy teen jou muur wil hang, nee. Dis 'n baie mooi foto. Okay, het ons vir Lucia. Well done, Lucia. You're winning tonight. En dan Thank you. Annerie en dan Marie. Nee, jette, die mense van Bloemfontein het goeie selfoonfoto's, nee? Ek spot net nie, julle is baie mooi. Dankie julle. Baie dankie. Geluk julle twee. Ja, Dankie. dat is geluk. Maar nie opgewonde raak nie, sorry. Bly 'n goeie foto, né? Ja, ek hou van jou foto. So dis Pieter se foto dan, geluk Pieter. Dankie. Dis ons senior wenfoto vir hom aan. Besonder mooi, rarig. Daai agtergrond Ja. is halfpad van die twirl effek. O, in Photoshop. Ja, Yes. jy twirl hom, maar jy stop hom op 'n sekere punt. Jy weet net voor hy begin twirl en dan lyk hy so. En dan vat jy die oorspronklike blom en sit hom bo op hom en dan lyk dit so. Daar leer jy nou ook vir ons. Sjoe, dis baie mooi. Maar sit hom op 'n klip aan, hy sal gewerk. Ek het 'n kamerafoto ook geneem van hom. So kyk uit vir die foto vir die kameras seksie. Okay. En well done, Lucia. Oh, dis 'n mooi foto, Lucia. Junior en Dis waardige wenners, julle. Regtig mooi. julle is baie Baie mooi, mooi. Lucia. Ja. Dankie julle. Okay, Johan, wil jy gou iets van sê? Ekskuus, vra jy of ek moet kommentaar lewer? Nee, ek wil wil jy iets van sê? Of was jy ook maar klaar met ons? Nie ten opsigte van beoordeling in totaliteit. Wat julle miskien kan oorweeg om te doen is wanneer 'n foto opkom, dan benader jy die foto uit 'n positiewe oogpunt uit om te sê hoekom ek wil hierdie foto 'n 14 of 'n 15 gee. En as jy twyfel hoekom jy hom nie 'n 14 of 15 kan gee nie, en jy besluit dan wat die punt is van die foto,
dan moet jy in staat wees, kom ons sê dan jy besluit die foto is 10 punte werd. Moet jy kan sien wat is positief in die foto en wat dink jy kan gedoen word om hierdie foto te verbeter na 11, 'n 12 of 'n 13 toe. En dan in die kommentaar begin jy gewoonlik met die positiewe terugvoering van die foto en daarna sê jy wat jy dink uit jou eie opinie uit wat jy kan doen om die foto beter te maak om dit beter te kan doen. Die dilemma waarmee ons sit in beoordeling is 'n beoordelaar gee 'n foto 10 punte en dan sê hy dit is 'n wonderlike foto. Maar hy kan nie sê hoekom hy hom 10 punte gee nie. Wat moet jy doen om 'n 11 en 'n 12 te kry vir daai foto? Of dan moet jou kommentaar wees as jy 10 gee om te sê die komposisie is nie sterk genoeg nie, die impak is nie hoog genoeg nie, dienooreenkomstig verdien hy net 10 punte. Maar om te sê jy gee hom 10 punte en dit is hierdie pragtige foto, maar jy het nie die rede hoekom jy as jy sê is 'n baie mooi foto, hoekom gee hom nie 'n 12 of 'n 13 nie? En dan die ander ding is baie mense is bang om 'n 9 en 'n 8 te gee en baie mense is bang om 'n 13 en 'n 14 en 'n 15 te gee. So jy het die volle skaal en jy moet poog om dit te gebruik. Net sommer net bietjie terugvoering van ten opsigte van beoordeling wat jy kan bietjie aankibbel. Baie dankie Johan. Enige vrae vir Johan? Enige kommentaar? Johan, net ten opsigte van dit is nou, dis regtig 'n tamaletjie met hierdie tipe van beoordeling, want die persoon wat beoordeel, sê een ding, maar die mense wat die punte gee ander punte, wat nie ooreenstem met wat ek nou net gesê het, byvoorbeeld nie. So Onthou net, dit is jou persoonlike opinie. Dis wat ek aan die begin gesê het, daar's niks reg of verkeerd nie. Jy gee jou persoonlike opinie en jy het 'n sekere punt gegee. Maar in die proses wat julle het nou waar 5 of 6 of 10 of 20, 30 mense punte toeken, gaan noodwendig nie wees wat jy voel en jy punte voorgee en wat jy sien nie. So jy gee jou eerlike opinie wat dit aanbetref. Ek gee maar net 'n geheel benadering in 'n foto. As jy 'n foto wil beoordeel, moet jy in gedagte hê, jy begin met jy het 'n positiewe uitgangspunt tot hierdie fotograaf se werk. En dan moet jy sistematies besluit waar jy hom wil laat beland. En dan lewer jy dienooreenkomstig kommentaar. Maar soos in hierdie opset wat julle nou het, is dit bietjie anderste as waar jy alleenig beoordeel of waar daar 3 beoordelaars is. Ja, net ja. Dankie Johan. Baie dankie. Kan ek net hier bysit? Kyk, ons het nou al gevorder oor die paar maande en 'n jaar of wat. In die begin het ons iets soos 12 foto's gekry vir die aand, né? En ons wou die lede betrek om maar te help om beoordeling en ondervinding te kry. Maar aanleiding wat julle nou sê, doen ons dit nie maar nou verkeerd nie. Moet ons nie maar nou eerder die selfoonfoto's ook vir 'n beoordelaar gee, maar as ek sê gee, dit gaan in huis wees. En daai beoordelaar gee of ons vat 3 soos en Pieter en Karen en julle kry beurte. En jy gee daai foto 'n score en dan praat jy oor die foto in plaas van dat die hele paneel score gee. Moenie my antwoord gee nie. Geef my idees en sit op 'n WhatsApp en dan kan ons daarna kyk, want ek stem heeltemal saam, want iemand gee 8 en ons het dit nou probeer toets, maar
ongelukkig. Kyk, brandpunt, ons ry ons stokperdjie. Dit is 'n stokperdjie, dis nie 'n werk nie. En ons moet dit geniet. Soos Johan gesê het, as dit eers werk raak, dan is dit nie meer plesier wat ons het nie. En hoekom ons die selfoon fotos eintlik begin het, is om die aand maar bietjie meer interessant te maak en ons kry dan gassprekers om ons te help en bietjie insig te gee oor hulle kant van fotos en so aan. So ek weet nie, julle moet maar sê of ons die selfoonfoto ding moet stop of ons moet bietjie verander, want ek wil nou nie mense se tyd mors met dit nie. So dink maar daar Ekskuus Tino, kan ek weer kommentaar lewer? Ja, natuurlik. Ek dink die positief uit julle proses wat julle nou mee besig is dat mense in die klub geleentheid kry om verbaal kommentaar te lewer. En dit op sigself is 'n opleidingsproses wat baie belangrik is. Want dit is regtig nie maklik om sommer net voor 'n gehoor te sit en kommentaar namens of as 'n beoordelaar en daar sit 'n klomp fotograwe en jy is besig met 'n fotograaf se foto om kommentaar oor daai foto te lewer. So hierdie is 'n baie belangrike leerskool wat julle mee besig is en ek dink nie julle moet rede gaan soek om nou te sê ja, maar is die proses reg of verkeerd nie. Hier kry elkeen nou geleentheid om kommentaar te lewer. Al wat ek net vir julle wil vra en sê is, dis baie belangrik om eers die positief in die foto te sien en dit uit te lig en dan kommentaar te lewer oor wat jy dink die foto kan verbeter. Die negatiewe aspekte, is dit 'n komposisie? Is dit balans in die foto en die komposisie? Is dit beligting? Al daai aspekte moet jy dan uit kan lig. En jy as 'n kommentator op daai oomblik moet na hierdie goed kyk. En dan maak die punt nie noodwendig saak nie. Dit gaan oor jou eie opleiding en jou eie voorbereiding om verdere kommentaar dan te lewer. Ek dink julle proses is reg en ek dink persoonlik julle moet aanhou met wat julle besig is. Ek gaan net gou iets sê. Ek het seker nou 10 WhatsApps gekry om te sê nee, ons moet aanhou met hoe ons dit doen. Die mense leer baie, hulle leer ook om hulle punte gee waar hulle van tevore nou nie eintlik veel se gehoor het oor punte nie. En hulle luister ook na wat die senior beoordelaar sê. Nee, ek dink nie ons moet dit stop nie. Ek kry nou te veel terugvoer om te sê hulle hou van hoe ons dit aanbied. Okay, dan sal ons so aangaan. Ja. Maar baie dankie Johan. Ek gaan definitief met jou gesels môre of wat ook al vir 'n bietjie terugvoer gee. Maar baie dankie julle almal. Om so baie selfoonfoto's vir een aand te kry. Dit maak my hart baie bly. 37 foto's is baie foto's.